Welkom by die Gereformeerde Kerk Brakpan. Dit is vandag Sondag, die 9de Augustus 2026. Die erediens waargeneem deur Dominee Leon van Jaarsveld en hy lees vandag uit Handelinge 19 en die tema gebruik God se naam tot sy eer. Goeiemôre broers en susters. Kom ons word stil voor die Here. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het en wat trou bly tot in ewigheid. Genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, van Jesus Christus die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons staan en loof ons die Here deur saam te sing uit Psalm 9, daarvan verse 1, 7 en 10. Ek sal van ganse harte, Heer, u wonders groot maak en u eer. Ek sing omdat ek in u bly is, aan wie my lofsang toegewy is. Kom ons bely ons geloof saam, waar elkeen in sy hart die volgende sê. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, uit die lyding van die hel ondergaan, uit op die 3de dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons luister na die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken staan in Eksodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop,
die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Terwyl ons so sit, antwoord ons daarop deur saam te sing uit Psalm 86, vers 6, en daarna bid ons saam. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, o Here, hoe heerlik klink U naam oor die ganse aarde. Ja, U is die almagtige, die enigste ware God wat daar is. U is van ewigheid tot ewigheid, ja Here, 'n begrip wat bo ons menslike verstand is. U is die almagtige. Tog werk U deur U Gees in elkeen van ons. Ja, U het vir ons die gawe van geloof geskenk. Maar dan roep U ons ook om vanoggend hier te wees, om te kom luister na U woord. Ja, dat ons kan groei in ons verhouding tot U. Dat ons versterk kan word in ons geloof. Dat ons ook hierdie week met nuwe krag kan ingaan. Here, ons het dit so nodig. Want ons kan maklik verlei word deur dit wat die wêreld aanbied. Ons vra dat U ons in die holte van U hand sal hou. Dat U vir ons wysheid sal gee, wysheid om U te ken. Maar ook dat ons daai wysheid sal toepas in ons alledaagse lewe, daar waar U ons ook geplaas het, om die blye nuus, die evangelie te verkondig. Help ons daarin, o Here, en gee vir ons volharding in ons geloof. Ons vra ook dat U ons sonde sal vergewe. Reken dit ons nie toe nie. Ons bid dit om Christus ontwil alleen. Amen. Terwyl ons so sit, sing ons nou saam met Psalm 33, daarvan die 11de vers. Oh
Ons luister volgende na die woord van die Here, soos dit vir ons opgeteken staan in Handelinge 19. Handelinge 19 vanaf vers 11 tot 20. En as u opgemerk het in elkeen van hierdie psalms wat ons nou vanoggend tot dusver gesing het, het ons iets oor die naam van God gesing. En dit is ook waaroor vandag se gedeelte gaan, oor die naam van die Here, en daarmee saam gaan ons ook luister na die Heidelbergse Katekismus, Sondag 36, oor die 3de gebod. Maar kom ons luister eers dan na hierdie gedeelte uit die Here se woord. Handelinge 19 vanaf vers 11. God het deur Paulus wonderbaarlike dinge gedoen. Selfs doeke of voorskote wat aan sy lyf geraak het, is op siekes gesit en dan het hulle siektes verdwyn. En die bose geeste het uit hulle uitgegaan. Party Jode wat rondgegaan het om bose geeste te besweer, het dit ook gewaag om die naam van die Here Jesus daarvoor te gebruik. Hulle het gesê, ek besweer julle in die naam van die Jesus wat deur Paulus verkondig word. Dit was die 7 seuns van 'n Joodse priesterhoof Skewa wat dit gedoen het. Maar een van die bose geeste het vir hulle gesê, Jesus ken ek en van Paulus weet ek, maar julle, wie is julle? Die man met die bose gees spring toe onder hulle in en oorweldig hulle. Hy was te sterk vir hulle, sodat hulle kaal en stikkend geslaan uit daardie huis gevlug het. Al die Jode en Grieke wat in Efese gewoon het daarvan te hore gekom. Vrees het hulle almal oorval en die naam van die Here Jesus is geprys. Baie van die mense wat gelowig geword het, het ook gekom en al hulle towerpraktyke openlik bely en bekend gemaak. Heel party van die mense wat toorkunste beoefen het, het hulle boeke gebring en voor almal verbrand. Hulle het die waarde daarvan bereken en gevind dat dit 50.000 silwermuntstukke werd was. So het die woord van die Here sy krag getoon en al hoe verder versprei. Vers 15 weer. Maar een van die bose geeste het vir hulle gesê, Jesus ken ek, van Paulus weet ek, maar julle, wie is julle? In Sondag 36 van die Heidelbergse Katekismus word gevra, wat eis die 3de gebod? Die antwoord, ons mag die naam van God nie laster of misbruik deur te vloek, deur 'n valse eed of deur onnodig te sweer nie. Verder mag ons nie deur stil te bly of dit toe te laat ons aan sulke verskriklike sonde skuldig maak nie. Kortom, ons mag die heilige naam van God nie anders as met vrees en eerbied gebruik nie, sodat hy deur ons reg bely, aangeroep en in al ons woorde en werke geprys word. Broers en susters, geliefdes in ons Here Jesus Christus. Dit het my die afgelope tyd weer opgeval, hoeveel keer die naam van God misbruik word. Nou het ook in verskeie gesprekke tydens ons huisbesoeke hierdie week na vore gekom. Selfs op die digitale media is daar nog steeds kort enkele verse wat jy moet opsê, wat soos 'n towerspreek moet gebruik word vir sekere dinge om te gebeur. Het is net asof die 3de gebod, naamlik, jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik of misbruik nie, al meer en meer oortree word. Dis asof die naam van die Here goedkoop gemaak word. Maar die Bybel leer ons egter dat die naam van die Here met gewigtigheid en majesteit belaai is. In Psalm 8 sing die digter, Here ons Here, hoe wonderbaar is u naam oor die hele aarde. In Spreuke 18 vers 10 staan, die naam van die Here is 'n sterk vesting. Die regverdige vind daarin skuiling. En in Psalm 96 word uitgeroep, prys die Here om die eer van sy naam. Uit al hierdie gedeeltes is dit duidelik wat met die naam van die Here bedoel word. God self. En daarom is die lastering van sy naam 'n lastering van homself. En dit is asof die skrif die waarde en die gewigtigheid, die eer van die naam van die Here nie sterk genoeg kan beklemtoon nie.
Ook as die Here die priesters beveel om die volk te seën, sê hy nadat hy die bewoording van die seën gegee het in Numeri 6, so moet die priesters my naam oor die Israeliete uitroep en ek sal hulle seën. Ja, die digter van Psalm 54 bid, o God, verlos my deur u naam. Broers en susters, die naam van God sluit dan natuurlik ook die naam van ons Here Jesus Christus in. Die naam wat wêreldwyd die meeste gebruik word, is sekerlik die naam van ons Here Jesus Christus. Elke Sondag word sy naam in kerkgeboue verkondig en sy naam word daagliks deur gelowiges bely. Maar die hartseer is dan dat die naam van Jesus Christus ook deur baie mense misbruik word. Selfs deur baie van ons, wat ook verbuigings van God se naam gebruik. Ek het dit al voorheen ook genoem, maar ek gaan dit weer noem. Luister na die verbuigings wat ons in ons alledaagse spreektaal gebruik. Jessie, kom van Jesus af. Yes, like. Dit kom van like Jesus, soos Jesus af. Gedoorie waar, ons ouer mense is lief om dit te gebruik. God, dit is waar. Herder, liewe hemel, Vader ons, die Vader weet. Elke keer as jy dit gebruik, bring jy God in jou gesprek in om te sê, dit wat jy nou sê, is die waarheid. Of hierdie ding is Jesus like, soos Jesus. En dit is teen hierdie misbruik van ons Here se naam waarteen ons vandag gewaarsku word. Die misbruik van sy naam kan rampspoedige gevolge hê. Kom ons hoor vanoggend hoe ons Jesus se naam nie mag gebruik nie en ook hoe sy naam opreg gebruik moet word. In die gedeelte wat ons gelees het, kry ons vir Paulus waar hy die evangelie verkondig in die groot stad Efese. Die Here bevestig die krag van die evangelie met wondertekens wat hy deur Paulus gedoen het. In vers 11 en 12 lees ons, God het deur Paulus wonderbaarlike dinge gedoen. Selfs doeke of voorskote wat aan sy lyf geraak het, is op siekes gesit en dan het hulle siektes verdwyn en die bose geeste het uit hulle uitgegaan. Ja, sommige Efesiërs het egter net die wondertekens raak gesien wat Paulus gedoen het en nie die boodskap van die evangelie van sy verkondiging gehoor nie. En vir hulle was die evangelie 'n soort towerformule waarmee siekes gesond gemaak kan word en bose geeste uitgedryf kan word. Ja, selfs eeue later tydens die Romeinse mis of hulle nagmaal het die priester se woorde ook soos 'n towerspreek geklink, uitgesê host est corpus. Dis ja Latyn wat beteken dit is my liggaam. Maar volgens die mense wat nie Latyn kon verstaan het hulle hocus pocus gehoor. Ja, en daardie towerspreek het hulle gesê verander die brood werklik weer in Jesus se liggaam. Vandag nog hoor ons dit, hocus pocus, as jy een of ander iets wil tevoorskyn bring. Ons moet egter onthou dat die mense van destyds baie bygelowig was en dat toorkunste 'n alledaagse verskynsel was. Met allerhande towerformules het towenaars bygelowige mense mislei. En in die stad Efese moes daar baie sulke towenaars gewees het, want ons lees dat die towerboeke wat verbrand is, nadat sommige tot bekering gekom het, die ontsaglike waarde van 50.000 silwermuntstukke gehad het. In vandag se terme tussen 500.000 na 1 miljoen rand se boeke wat verbrand is. Die 7 seuns van Skewe was mense in Efese wat die wondertekens wat Paulus gedoen het gesien het, maar nie die evangelie wat hy verkondig het nie. En hierdie seuns van Skewe was van die suksesvolle towenaars in Efese. En dit moes goed gegaan het met hulle, want al 7 van hulle kon 'n bestaan maak. Maar dan is dit skokkend om te lees dat hulle van Joodse afkoms was en dat hulle pa 'n Joodse priester was.
Hulle het met ander woorde die Ou Testament geken. Hulle het geweet dat God towery verbied. Maar hulle het hulle rug op God se woord gedraai en hulle self verryk deur hierdie duiwelse kunste. Ja, die 7 seuns van Skeba het Paulus fyn dopgehou, sodat hulle wenk of 2 kon kry om wonderwerke te kan doen. En hulle het agterkom dat hy siekte en duiwelbeseerdheid genees het in die naam van Jesus Christus. En uiteindelik het hulle besluit om Paulus se werkswyse op die proef te stel. Indien hulle slaag, sal hulle aansien styg en hulle beurse net voller en voller word. En gou het hulle ook 'n geleentheid gekry vir hulle proefneming. Die familie van 'n man in wie daar bose geeste was, het hulle ingeroep en hulle 'n klomp geld aangebied indien hulle hom van die bose geeste kon genees. Die 7 het toe rondom die besetene gaan staan en gesê, ons besweer julle in die naam van die Jesus wat deur Paulus verkondig word. Wat 'n gruwelike godslastering. Sonder enige geloof in die drie-enige God en met geen respek vir die Here nie, misbruik hulle die enigste naam waardeur 'n mens gered kan word. Broers en susters, hierdie sonde het nie uitgesterf nie. Wanneer ons oor hierdie gebeurtenis nadink, dan moet almal wat die naam van Jesus Christus met bybedoelings gebruik, sonder dat hulle werklik glo, dieselfde seuns en dogters van Skeba. En almal wat uitelik bely dat hulle in Jesus Christus glo, sonder dat hulle werklik die Heilige Gees het wat in hulle woon, maak hulle skuldig aan die sonde van die seuns van Skeba. Dink ook byvoorbeeld aan die lidmaat wat onder ander redes hier in die kerk sit en aan 'n kerk behoort as 'n persoonlike verhouding met Jesus Christus. Ja, hy is hier om sy familie tevrede te hou, hy moet maar hier wees. Uiterlike skyn. En as hy die naam van Jesus op sy lippe neem, dan weet hy diep in sy hart dat hy nie kan sê, die Jesus wat ek lief het nie, maar dat hy soos die seuns van Skeba moet sê, die Jesus wat die kerk bely. 'n Mens dink ook aan mense wat met die hou van 'n toespraak of met die gee van goeie wense die naam van ons Here gebruik om daarmee net 'n goeie indruk te skep. Baie keer is dit net lippetaal, omdat hulle hart ver van die Here af is. En ons almal weet ook hoe die naam van ons Here gruwelik misbruik word in films en op die televisie, sonder enige respek of geloof in hom. Gebruik mense sy naam as 'n kragwoord of selfs as 'n vloekwoord. Maar Christus laat nie toe dat sy naam met bymotiewe gebruik word nie. Ons sien dit duidelik in dit wat met Skeba se seuns gebeur het. Want een van die bose geeste en die besetene het hulle toegesnou. Jesus ken ek, van Paulus weet ek, maar julle, wie is julle? En met sy besetenheid het die man onder hulle ingespring en al 7 van hulle oorweldig. En vol wonde moes hulle vlug. Die bose gees is nie uitgeban nie, maar die seuns is uit die huis uitgeskop. Hulle eksperiment het dus nie gewerk nie. Natuurlik nie. Want die duiwel vlug nie vir 'n namaak godsdiens nie. Vir 'n uiterlike geloof is die Satan nie bang nie, omdat hy die leegheid daarvan ken. In ons stryd teen die duiwel help dit niks om Jesus se naam te gebruik of om 'n klomp Bybelverse of tekste op te noem as Jesus Christus deur die Heilige Gees nie in jou hart woon nie. Want in plaas daarvan om te vlug, sal die Satan ons antwoord, Jesus ken ek, van die kerk dra ek kennis, maar jy, wie is jy? En hierdeur word elkeen van ons voor die vraag gestel. Wie en wat is Jesus Christus
vir jou, vir my. Is sy naam maar net 'n mooi klank om 'n godsdienstige indruk te maak? Of woon Christus deur sy Gees in my hart en het ek hom werklik lief? In Handelinge 19 leer die Here ons ook die krag van sy naam wanneer dit opreg geglo en bely word. In die stad Efese kon die apostel Paulus staande bly teen al hierdie duiwelse magte wat daar aan die werk was. Bose geeste met wie hy in aanraking gekom het, het gevlug. Paulus het al hierdie dinge nie met eie krag gedoen nie, maar met die krag wat daar in die naam van Jesus Christus was. Daar was 'n groot verskil in die manier waarop hy Jesus se naam gebruik het en die manier waarop die seuns van Skeba dit gedoen het. Jesus se naam was nie net op Paulus se lippe nie, maar dit was ook sy hele lewe. Christus het inderdaad met sy Heilige Gees in Paulus gewoon. Broers en susters, ons kan staande bly in hierdie wêreld en ons kan weerstand bied teen die duiwel en al sy magte wanneer die naam van Jesus Christus opreg deur ons geglo en bely word. Want iemand wat opreg in Jesus glo en hom bely as sy verlosser, het die Heilige Gees in sy lewe. God se krag werk deur jou, sodat die duiwel nie 'n vatkans op jou lewe sal kry nie. Ja, iemand wat Jesus opreg glo en bely, het 'n hemelse Vader wat vir ons sal sorg. Ons hemelse Vader sorg so vir ons dat daar niks in ons lewe gebeur sonder sy wil nie. En hy sal nie toelaat dat die Satan ons skade aandoen nie. Inteendeel, alles wat gebeur, laat hy ten goeie vir ons uitwerk. Broer en suster, net God kan ons bewaar teen die sonde en die bose magte in hierdie wêreld. En daarom is dit so belangrik dat ons in 'n persoonlike verhouding met hom moet leef. En ons kan in 'n verhouding met hom staan, omdat Jesus Christus deur sy krag dit moontlik gemaak het. Deur sy krag het hy die Satan en sy magte, maar ook die dood oorwin. En hy sit nou aan die regterhand van God die Vader, waar hy as ons koning regeer en versorg. En as koning kom hy ook weer na hierdie wêreld toe, maar dan gaan hy die wat sy naam misbruik het, oordeel. Maar ons wat sy naam met eerbied gebruik, na hom toe neem. Broers en susters, in Handelinge 19 vers 11 tot 20 leer God ons dat ons nie Jesus se naam mag misbruik nie. Ons mag nie sy naam gebruik sodat mense maar net van ons sal hou en net voorgee nie, of sodat ons eie voordeel daaruit kan trek nie. Nee, die Here verwag van ons dat sy naam opreg geglo en bely moet word. Hy moet deel wees van ons hele lewe. Ons moet in 'n persoonlike verhouding met hom lewe. En wanneer Christus deur sy Heilige Gees so in ons lewe, dan sal ons staande bly teen die sonde en sal God met groot krag deur ons in hierdie wêreld werk. Broer en suster, laat ons daarom sy naam met eerbied gebruik, maar laat ons ook daarvolgens lewe. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, o Here, elke keer as ons U woord oopslaan, dan besef ons ook ons eie sonde, ons tekortkominge. En as ons so na die wêreld ook luister, dan sien ons hoe goedkoop hulle U naam maak. Maar Here, ons vra U dat U ook vir ons sal bystaan.
Want as ons nie die rigtingwyser is nie, as ons nie mense aanspreek, wat ons openlik sien, U naam misbruik nie, dan is ons ook skuldig daaraan. En daarom vra ons dat U vir ons die krag en die wysheid sal gee, om te praat wanneer ons moet praat. Dat ons nie sal stil bly nie, maar ook in ons eie lewens. Dat ons nie deur ons gedrag U naam onteer nie, maar dat ons in alles wat ons sal doen, U naam groot sal maak. Dit sal uitleef. Dit sal bely. Here, dit geld vir elkeen van ons individueel, maar ook vir ons as gemeente. Mag dit nooit gebeur dat iemand na ons kan vingers wys en sê, ja, ons bely, ons sê, ons glo, maar dat ons tog dit nie doen nie. Nee, Here, laat ons waarlike lig wees in hierdie donker wêreld. Soutende sout. Ander dors maak vir die evangelie. En gee dan dat ons die waarheid sal verkondig. Hou ons vas, o Here. Stewig en veilig in die holte van U hand. Vou ons toe met die vaandel van U liefde. En gaan ook hierdie week saam met ons elkeen. Dat ons U naam reg sal gebruik. Om Jesus Christus ontwil. Amen. Na die afdraf van die liefdegawe sing ons saam uit Psalm 8, vers 1, 3 en 7. Verhef je hart tot die Here en gaan hierdie week in met sy seën. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Weer eens goeiemôre broers en susters. Enkele afkondigings, 2 lidmate wat hierdie week verjaar, die 11de Jacqueline van die kerk en die 15de Esther Dekker. Die lidmate baie geluk met hulle verjaarsdag.
Mag die Here sy seën en hand vir nog baie jare oor julle hou. Dan word voorbereiding gevra weer vir Tannie Mariam, wat weer in die hospitaal is. So verneem dat dit weer beter gaan. Ons verwag dat sy eersdaags weer ontslaan sal word. Ons dra maar voortdurend vir haar en oom Charles op in ons gebede. Daar is die katekisasie of Bybelstudie volgende nie, as gevolg van die lang naweek, maar net weer 'n herinnering aan die golfdag wat nader kom, dis 5de September. As daar iemand is wat nog wil kontant skenkings maak om pryse aan te koop of bytjies wil borg, is hy welkom daartoe en ons sal dit opreg waardeer. Volgende Sondag sal daar ook 'n groepie kundiges wees. As jy dalk nog probleme het om die gemeente app op jou selfoon af te laai of hoe om dit te gebruik, sal daar 'n klompie lidmate wees wat jy daarmee kan help. Lekker week vir elkeen.